my naam is Lorita Jon. Ek is Jocelyn se ouma van vaderskant af. Die saak, die wegraak van Jocelyn, wat baie in my en Jos. En dit is nogal hartseer om te weet, jy het 'n kind gehad wat onmiddellik weg is, wat jy nie eens weet waar hy is nie. So, ek voel, Kelly goed moet die waarheid praat. Eintlik Kelly moet die waarheid praat om te sê, wat het gebeur die spesifieke dag met Jocelyn. Volgens my was Kelly 'n liefdevolle moeder geweest. Oral waar sy gegaan het sy haar 3 kinders saamgevat. Van die dag wat sy hier met Jos kom, toe was haar eerste seentjie, oudste seentjie by haar. Oral waar sy geloop het, was Riquan by haar. En toe, nadat sy wat Jocelyn gekry het, was het Jocelyn, Riquan en sy. Rochelle het bygekom, Jocelyn, Riquan en Rochelle. Het altyd vir Kelly met haar 3 kinders gesien. Dat maak nou nie saak of Kelly gaan werk het nie en waarna toe Kelly gestap het, maar kinders was altyd in haar sy geweest. Dis hoekom daar nie eens so iets opgekom het dat dit 'n moontlikheid kan wees dat sy haar kind kan verkoop. Van die dag wat ek hoor sy haar kind verkoop, was dit vir my 'n groot skok van wat haar ouer doen het, aangesien sy so omgee maar gewees het vir haar kinders. Ek het nie vir Kelly geken nie. Ek het vir Kelly leer ken deur Jos. En toe is Kelly alreeds op drugs. So dat Kelly is nou al seker meer as 10 jaar op drugs gewees. Dis iets wat jy tussen jou vriende kry. Jou vriendekring is eintlik die mense wat die ander mense jou kan uitvoerken. As jy miskien saam met 'n daggaroeker stap of 'n gangster stap, al is jy nie 'n gangster nie, dan word jy gekoppel aan daai gangster se naam. En dis waar jy eintlik die seer kry of jy raak verslaaf aan drugs as jy met sulke mense saam beweeg. Jocelyn was die stil enetjie. Rochelle is weer 'n enetjie wat die stywe nek het. Sy weet dat sy is weg, maar sy weet nie sy is verkoop nie. Ons praat baie en sy praat nog baie oor Jocelyn. So ek vermoed sy verlang Jocelyn van hulle drietjies was baie geg aan mekaar gewees. Rochelle bly in Namakoland by my suster met haar pa. Kelly wat die maandag aand pas 10 uur gekom op load shedding. En Kelly het vir my kom vra, saam met die polisie, en Kelly het vir my kom vra of Jocelyn hier is. Toe sê ek vir haar nee. Toe sê sy vir my, Jocelyn sy kry nie vir Jocelyn nie. Vra ek, hoe kry jy nie vir Jocelyn nie? Waar was Jocelyn? Toe sê sy, Jocelyn was by die huis. Toe vra ek, waar was Boeta? Toe sê sy, maar Boeta was by die huis. Sy het die kinders vir Jocelyn gelos by Boeta. Maar sy kry nie vir Jocelyn nie. Jocelyn is vermis. En daarna die polisieman het daar onder my lyn gestaan. En toe ek nou met Kelly vra Kelly, hoe nou? Wat nou? Kelly het omgedraai en gestap. Maar Kelly het nie vir my geantwoord nie of iets gesê nie. Sy het net kom sê, sy kry nie die kind, want sy wou geweet het of die kind hier is. En toe het ek vir haar gesê, nee, ek gaan nie jou kind hou hier as dit so laat is, of as dit die tyd is, ek gaan lankal jou kind al huis toe gevat het. Jou sal nie weet, ek kan geslaap het, want ek sien Jocelyn se liggaampie verskeer of gestiek, of ek sien hoe word, dis alles goed wat deur my kop gaan, ek sien hoe word Jocelyn geryp, en waardeur ek dink, kan my indink, waardeur sy moet gaan as sy sulke dinge. Dou 'n 6-jarige kind kan haarself help. Kelly was nog nooit weer by my na daai aand, en die Dinsdagoggend wat ons vir Jocelyn begin soek het ek vir Kelly in die kliniek geloop kry. En toe het ek vir Kelly gepraat, en toe sê Kelly vir my, haar kind lewe. Toe vra ek vir haar, hoe weet jy? Toe sê sy vir my, haar moeder instink sê, sy lewe. Ek was by Kelly in die tronk, seker 2-3 maande daarna, het Kelly vir my gesê, sy het 'n kind verkoop. Ek weet hoe sy oor 'n kind gewees het, maar sy het 'n kind gekoop, en ek het vir Kelly gekonfronteer met alles wat ek gehoor het, maar sy het dit afgestry. So, toe ek terugkom in die tronk af, toe is ek heel deur mekaar, ek weet nie wat ek nou moet glo. En in my hart het ek gebid, dit moenie so wees nie. Dat die kind dan nou maar miskien iemand anders die kind gevat het, of iemand anders die kind gevat het en gaan seermaak het, of iemand anders die kind gevat het en weggeraak het met haar. Maar in my hart het ek gebid, dit moenie so wees nie, maar dis die tik wat dit doen. Dis die tik wat dit doen. Want sy het straf getik. En David het nog genoem het, ek het die roemers gehoor, waarvan hulle gesê het, 4 dae na Jocelyn se verdwyning, het die skei van die hawe afgeseil. So, ek het die storie gehoor, maar die skei het hier in Saldanha gelê, in die Weskaap. Maar soos ek ook verstaan het, was die skei geondersoek. Van die skei het kus tot kus gegaan. Hy was geondersoek, maar hulle het niks gekry nie. Is Kelly gedrugs? Is kan jy sommer sien in Kelly se oë, sy's gedrugs. En dan praat sy baie. Hoekom Kelly so gewig opgetel het, omdat sy drugsvry is. Die tyd wat sy vir Jocelyn verwag het sy vir my gesê,
sy gebruik nie meer die goed nie. En het ek baie dae gesien, Kelly force haar om 'n stukkie kos in haar liggaam te kry. En dit het eendag vir haar gesê, jy het nie nodig om voor te gee nie. Ek weet en jy weet jy gebruik dit nog. So, as jy die tik los en jou liggaam is skoon, vry van alle chemikale of whatever, dan is dit wat jy gewig optel. Die gemeenskap het moet sê, hulle het vir ons baie bygestaan. Op die soektog van Jocelyn en hulle was het ook net op die pre-trials wat hulle gegaan het hulle in massas gegaan. So hulle het vir ons baie bygestaan. Vir my is het Jocelyn is 'n lang land uit. Want onthou, daar is mense wat vir Jocelyn soek en hulle kry geen sins spoor van Jocelyn. So, Jocelyn is 'n lang land uit. Of weggesteek iewers om hom te vervoer of om uit die land uit te kry, maar sy is nie meer hier. As hom kom, koop mens versparte vir sy moetie, soos ek verstaan. So, as Jocelyn aan hom kom verkoop is, dan is dit verparte. Ek sal sê, Kelly was, nie laat ek sê sy was gewelddadig, maar sy was baie aggressief met die kinders geweest. Want wanneer jou liggaam nie meer tik in het, dan is dit iets wat in jou vreet. Jou frustrasie, jou tiklus, haal jy uit op die persoon rondom jou. Dis waar die kinders deurgeloop het. As sy nie tik het, dan is die kinders goed genoeg om geslaan te raak, of die kinders is goed genoeg om geskel of gevloek te raak. Sodat hy stuk stres net kan afkom. Die pa het altyd vir hulle gebring. As Kelly begin uithaak, dan vat hy die kinders, dan kom hy op. Want die tyd wat hulle hieronder in Marikana gebly het, hiervoor, een oggend, toe kom hy met Jocelyn hier, toe sê hy vir my, ek moet die polisie bel, en ek moet die ambulans bel. Toe is dit wat Kelly vir haar, met 'n spieël wat gebreek is, gesteek het, in 'n mag. Toe bring hy die kind op, toe sê hy my of ek 'n Kimby se geld het. Toe stuur ek hom om 'n Kimby te gaan koop en die airtime. Maar wanneer ek die ambulans gebel het en die polisie, sodat hulle moet kom. Ek weet nou nie hoe ernstig is die steekwonde nie. Ek ga onderkom, toe staan die polisie en die ambulans staan toe daar, waarvan hulle vir Kelly hospitaal toe gevat het. Daai oggend wou sy seker vir Jos ook gesteek het met die spieël, maar per ongeluk toe hy vir haar krapie teen die bout gegee. So sy nou seker wat vir Jos gesteek het. Die kinders was baie vuil geweest. Die twee meisiekinders. Hulle was baie onnet geweest. Rikwin was nou meer in ouma se sorg, maar die twee kinders was baie verwaarloosd. Ek het nog nooit vrede gemaak met my kleinkinders. In my hart glo ek, Jocelyn lewe en laat Jocelyn gaan gekry raak. Maak nie saak deur wie Jocelyn gaan gekry raak, maar Jocelyn gaan gekry raak. Al is dit ook nou en of voor 10 jaar, maar Jocelyn gaan gekry raak. Ek glo nie Jocelyn is dood. Want as Jocelyn dood gewees het, dan moes ons al in die eerste maand Jocelyn se liggaampie opgetel het. Maar ons het geen teken van liggaam gekry nie.